Welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag 26 April 2026. Hierdie erediens waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld en hy lees vandag uit Daniël 10. En die tema van die preek is: Skep moed, God is besig om agter die skerms te werk. Goeiemôre broers en susters. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 105, daarvan verse 1 en 2. Loof die Heer van alle Here, verhoog sy naam en gee hom ere. En bring so ver daar volke is sy dade en gedagtenis, en spreek met aandag en ontzag van al sy wonders dag aan dag. Psalm 105 verse 1 en 2 en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam waar elkeen sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en ewige lewe. Amen. Luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20, as reël van ons dankbaarheidslewe. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam.
Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 130, daarvan verse 1 en 2, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Here, daar is maar net een God en dit is U. U wankel nie. U bly getrou aan U beloftes. Van ewigheid tot ewigheid is U daar. Nou Here, dit gee vir ons groot troos. Want ons weet dat U ons as die kinders al uitgekies het voor die grondlegging van die aarde. En as almagtige God sorg U ook vir ons. Ja, soveel so dat daar nie 'n haar van ons hoof sal val as dit nie U wil is nie. En ons dank U daarvoor. Want Here, ons is maar mense wat, as ons 'n kansie kry, dan sal ons teen U sondig. Maar tog hou U ons steeds in U hand vas. Steeds maak U bemoeienis met ons. Steeds is daar nie einde aan U genade en U liefde nie. Daarom kan ons ook vanoggend weer hier by mekaar kom om te kom luister na U woord. Dat ons daardeur versterk kan word, dat ons so ook in ons verhouding tot U kan groei. Ja Here, dat ons ook hier kan kom en die waarheid hoor. Dat ons ook weer op ons beurt die waarheid in 'n wêreld wat in chaos gedompel is, kan indra.
Dat ons ook hier vertroosting mag kry om te weet, maar ons staan nie alleen in ons stryd nie. Nee, U is elke oomblik by ons, U is in beheer. Here, ons het soveel om voor dankbaar te wees. En dan vra ons dat U, as ons nou uit U woord luister, tot ons sal spreek. Ja, Here, dat ons die dinge wat rondom ons gebeur ook sal raak sien. En sien hoe U alles bewerk, stuur, na daardie groot oomblik waarvoor ons almal wag, die wederkoms van U Seun. Dat ons al die klein dingetjies, maar ook die groot dinge sal raak sien. En sal weet, ons kan op U bly vertrou. Here, ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe. Reken dit ons nie toe nie. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Terwyl ons sit, sing ons nou saam met Psalm 138, daarvan die 4de vers. Vandag se preek sluit aan by verlede week se. Jy sal onthou dat verlede week, so voordat ek begin het met die skrifgedeelte, het ek verwys na Daniël 10. Vandag luister ons na Daniël 10. Ek wil tog ook net vooraf sê, dat Daniël 10, 11 en 12 vorm basies 'n eenheid. So Daniël 10 is basies die inleiding vir wat in hoofstukke 11 en 12 gaan volg. So as jy 'n kansie kry, sal goed wees om dit vandag by die huis deur te lees ook. Hoofstukke 11 en 12. Dit is baie geskiedenis, maar dit is belangrik om te sien dat elke dingetjie wat daar beskryf word in Daniël 11 en 12 het so gebeur. Ons gaan vandag teruggaan in die geskiedenis. En ek staan altyd verstom in hoeveel detail dit vir ons opgeskryf staan. En as mens Daniël vat as die openbaring van die Ou Testament, dan moet ons besef dat dit wat in die Nuwe Testament in Openbaring staan, ook so sal gebeur. Maar kom ons luister na Daniël 10. In die 3de regeringsjaar van koning Kores van Persië het Daniël, wat Belsasar genoem word, die openbaring ontvang. Dit was 'n egte openbaring, maar dit was moeilik om te verstaan. Tog het Daniël dit begryp nadat die betekenis daarvan in 'n visioen aan hom geopenbaar is. In daardie tyd het ek, Daniël, 3 weke getreur. Ek het die volle 3 weke geen lekker kos geëet nie, my mond nie aan vleis of wyn gesit nie en geen reukolie gebruik nie. Op die 24ste dag van die 1ste maand was ek by die groot rivier, die Tigris. Toe ek opkyk, sien ek 'n man met linneklere aan en met 'n gordel van fyn goud uit Ufas om sy lyf. Sy liggaam het geskitter soos 'n edelsteen, sy gesig het gestraal soos weerlig, sy oë het geskyn soos brandende fakkels, sy arms en bene het geblink soos gepoleerde brons, en sy woorde het geklink soos 'n harde dreuning.
Net ek, Daniel, het die visioen gesien. Die mense by my het dit nie gesien nie. Tog was hulle so skrikbevange dat hulle gevlug en weggekruip het. En ek alleen agtergebly het. Toe ek hierdie indrukwekkende visioen sien, het ek magteloos en doodbang geword en het ek geen krag meer gehad nie. Toe hoor ek die man praat en terwyl ek hom nog hoor praat, het ek bewusteloos vooroor op die grond geval. Daarna het 'n hand my gevat en my op my knieë en hande laat staan terwyl ek gebewe het. Die man sê toe vir my, Daniel, jy vir wie God lief het, gee ag op wat ek vir jou gaan sê en staan regop. Ek is na jou toe gestuur. Toe hy dit vir my sê, het ek bewend regop gaan staan. Hy sê toe vir my, moenie bang wees nie, Daniel, want van die eerste oomblik af dat jy jou ingespan het om insig te kry en jou voor jou God verootmoedig het, is jou gebede verhoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebede. Die engel van die Persiese ryk het my 21 dae lank teruggehou, maar toe het Michael, een van die vernaamste engele, my te hulp gekom en ek was nie meer nodig teen die Persiese konings nie. Ek het gekom om jou in te lig oor wat in die toekoms met jou volk gaan gebeur, want ook hierdie visioen sien op die tye wat kom. Terwyl hy dit vir my sê, het ek spraakloos my kop na die grond toe laat sak. Toe het iemand wat soos 'n mens gelyk het my lippe aangeraak en ek kon weer my mond oopmaak en praat. Ek het vir die een wat voor my gestaan het gesê, meneer, die visioen het my so ontstel dat ek geen krag meer het nie. Hoe kan ek u dienaar met iemand soos u praat, meneer? My kragte het ingegee, ek kan skaars nog asemhaal. Toe het hy wat soos 'n mens gelyk het my weer aangeraak en vir my krag gegee. Hy het vir my gesê, moenie bang wees nie, jy vir wie God lief het. Dit sal goed gaan met jou, wees sterk, wees sterk. Terwyl hy met my praat, het ek weer sterk gevoel en gesê, u kan maar praat, want u het vir my krag gegee. Hy het toe vir my gesê, nou weet jy waarom ek na jou toe gekom het. En nou moet ek teruggaan om teen die engel van Persië te gaan veg. En as ek met hom klaar is, sal die engel van Griekeland kom. Maar eers sal ek jou vertel wat in die boek van die waarheid opgeteken is. Daar's niemand wat my teen hulle bystaan nie, behalwe julle engel Michael. Tot sover. En dan natuurlik die res van 11 en 12. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Verlede Sondag het ons gehoor dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die bose magte in die lig, waarvan die Satan die aanvoerder is. En toe is daar kortliks verwys na Daniël 10. Maar Daniël 10 gee vir ons 'n kykie agter die gordyn van die geskiedenis. Wat ons sien, is dat God se kinders nie maar net in 'n gewone aardse omstandighede leef nie. Daar is 'n onsigbare stryd aan die gang. Daar is magte wat teen God se werk opstaan. Dan is daar ook gebed, wat hemel en aarde in beweging bring. En dan is daar 'n God wat getrou bly, selfs wanneer sy kinders moeg, bang of verward raak. Maar kom ons kyk dan nou meer indringend wat hierdie merkwaardige hoofstuk in God se woord vir ons sê. Tussen Maleagi, die laaste boek van die Ou Testament, en Matteus, die eerste boek van die Nuwe Testament, verloop daar om en by 3 tot 400 jaar. Baie mense meen dat daar niks in die Bybel staan oor daardie 3 tot 400 jaar totdat Christus gebore is nie. Wel, in Daniël 10 tot 12 word daardie geskiedenis in verstommende akkuraatheid en in detail vir ons vertel in 'n visioen. Hoofstukke 10, 11 en 12 vorm daarom 'n eenheid. In hoofstuk 10 word hy as ware voorberei vir die boodskap in hoofstuk 11 en 12 wat handel oor die Here se toekoms met sy volk en die wêreld. Die 3 hoofstukke word ingelei waar ons letterlik vir Daniël dan op sy knieë aantref. Hy is al 3 weke lank besig om te vas
en te bid. Hy worstel met die Here omdat hy nie kan verstaan wat met sy volk gebeur nie. Vir hom voel dit asof die Here totaal afwesig was en sy beloftes rakende sy volk Israel nie realiseer nie. Dis dan nou al die 3de regeringsjaar van koning Kores van Persië. Toe hy die Babiloniërs oorwin het, dit was Nebukadneser, het hy 'n proklamasie uitgevaardig dat die Jode wat deur Nebukadneser in ballingskap weggevoer is na Babel, na Jerusalem toe kon teruggaan en hulle kon hulle tempel daar herbou. Ja, na 70 jaar in ballingskap het om en by 200.000 Jode dan van hierdie geleentheid gebruik gemaak en teruggekeer na hulle land toe. Die oorgrootste meerderheid het in Babel agtergebly. Buiten dit word die handjievol Jode wat teruggekeer het na Jerusalem toe, daar word nou kinderstories oor hulle aangedra by Kores. Hulle word in 'n negatiewe lig gestel. Ja, blykbaar sal hulle in opstand teen hom kom as die tempel in Jerusalem herbou is, en daarom beveel Kores dan ook nou dat die bouwerk aan die tempel gestaak moet word. Daniël kom daarvan te hore en is diep ontsteld. Die Here het dan deur sy profete beloof hoe wonderlik hierdie herstel van sy volk gaan wees. Waar is die Here dan nou? Waar is sy beloftes? Wat gaan van sy volk word in so 'n vyandige wêreld? Wat is hulle toekoms? Dit het Daniël se hart gebreek. Maar broers en susters, kyk wat doen hy dan. Hy raak nie moedeloos of gaan sit in sak en as, omdat hy die gebeure wat rondom hom gebeur nie verstaan nie. Nee, hy gaan na God toe. Hy gaan soek die onsekerheid wat hy het by die Here. In sy verwagting, sy aanvegting, sy verwarring, vertwyfeling en beproewing gebruik, ekskuus tog, ek wil net my regte plek kry. Ja, in sy verwarring, die aanvegting, vertwyfeling en beproewing gebruik hy die magtigste wapen wat 'n kind van die Here besit. Dit is gebed. Dit is die kragtigste wapen wat selfs die jongste kind hier onder ons het. Vir 3 weke lank gaan bid hy. En dan ontvang Daniël na 3 weke van aanhoudende gebed 'n antwoord uit die hemel uit. 'n Man geklee in linne verskyn aan Daniël, en daar's baie verklaarders wat sê dat dit Jesus was, en dan omdat dit so baie vergelyk met Openbaring 1, maar ander sê weer dat dit die engel Gabriël kan wees. Nietemin nie, wat hier gebeur, is 'n man wat van God afkom en die heerlikheid van die Here ook aan Daniël openbaar. En met die verskyning van die man in linne word Daniël flou. Maar moenie bang wees nie, Daniël, word hy met die mees vertroostende woorde bemoedig. Vanaf die eerste oomblik, dit wil sê 3 weke gelede, wat jy ingespan het om jou voor God in gebed te verootmoedig, is jou gebede verhoor. En ek is hier om vir jou 'n antwoord daarop te gee. En dan, broers en susters, in die man in linne se antwoorde, nie klinkklare antwoorde op Daniël se waarom en hoekom vra nie. Waarom met ons? Hoekom so? Waar is die Here? Nee, hy ontvang 'n herversekering. God is teenwoordig en hy is in beheer. Ja, in die plek van antwoorde kry Daniël 'n kykie in die boek van die waarheid. 'n kykie in die raadsplan van God. Broers en susters, die enigste manier waarop 'n mens, ek en jy, die toekoms kan ingaan, is as ons seker is
van God se teenwoordigheid. Wanneer jy verseker weet dat die Here daar is, dat hy in beheer is, al stort alles rondom jou in duie, al verstaan jy nie alles nie. Ja, hoe sal jy in elk geval ooit alles kan verstaan? Want daar is ook 'n onsigbare geestelike oorlog aan die gang. Ja, die man in linne sê vir Daniël, toe jy begin bid het, is jy al verhoor en ek het gekom as antwoord op jou gebed. Maar die engel van Persie het my 21 dae lank, dit is 3 weke lank, teëgestaan. Maar toe het een van die vernaamste van God se engele, Michael, my te hulp gesnel. En dan in vers 20 sê hy, ek moet nou teruggaan om teen die engel van Persie te gaan veg. En as ek klaar is, sal die engel van Griekeland kom. Daar is baie duidelik dat hierdie engele nie engele van God is nie, maar demoniese wesens, engele wat hulle aan die Satan se kant geskaar het. Ja, daar is dus 'n geestelike stryd aan die gang in die hemelse riem. Dit is hierdie bose engel van Persie wat vir koning Kores gedagtes influister om die bouwerk van die tempel in Jerusalem te stop. Broers en susters, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Ja, die bose met die duiwel as aanvoerder probeer weerstand bied teen God se raadsplan. Reg deur die Ou Testament probeer hy om die moederbelofte te keer, naamlik dat daar iemand gaan kom om sy kop te vermorsel. Hy probeer die geboorte van die Messias te keer, want hy weet dat dit sy einde sal beteken. En so sien ons hom werk in Kain wat al vir Abel doodslaan. In die Farao wat die kindertjies in die Nyl laat gooi het met Moses se geboorte, die volk Israel se ongehoorsaamheid in die woestyn, Atalia wat Dawid se nageslag probeer uitroei het, en Ester se geskiedenis waar Haman al die Jode wou doodmaak. Ook in die geleesde gedeelte waar na 70 jaar se ballingskap 'n handjievol Jode teruggekeer het om die tempel te herbou. Ja, solank as wat die engel van die Persiese ryk dit kan regkry om vir Kores teen die herbou van die tempel te hou, sal hy dit regkry dat die Jode moedeloos raak, hulle hoop verloor en hulle vertroue in God ook verloor. Ja, so het die Satan vir eeue probeer keer dat die verlosser van die wêreld gebore moet word. Maar hierdie konflik weerkaats in die konflik tussen aardse koninkryke, politieke stelsels, mensegroepe. Bose geeste word uitgestuur om mense te beïnvloed, om raadsmanne aan die Persiese hof ontvanklik te maak vir omkoopgeld, om adviseurs van koning Kores aan te hits teen daardie handjievol Israeliete in Jerusalem, om Kores self teen daardie Jode die harnas in te jaag. Broers en susters, ons moet weet dit gebeur vandag ook nog. Daar is onsigbare duiwelse kragte betrokke wat agter die skerms in God se raadsplan probeer beïnvloed. Agter revolusionêre kragte oral in die wêreld werk duiwelse geeste, rebellies, betogings, plundering, oorlog. En dis alles deel van die duiwelse beïnvloeding. Nie net dit nie, maar ook dwaalleer in die kerk, wat die betroubaarheid van die Here se woord in twyfel bring. 'n Toenemende wêreldse lewenstyl. Dit word alles ingeblaas deur duiwelse geeste. Ja, die leers van die duiwel beïnvloed op talle maniere. Hulle infiltreer die koerante en tydskrifte, die televisie en digitale media, die wêreld van vermaak, ja, enigiets. Die duiwel het met dit alles slegs een doelwit. Hy wil God se wêreld in chaos verander en voorkom dat God vanuit die kerk sy herskepingswerk regkry.
En dis hoekom hy in Daniël se dae 'n aanvoerder uit die helse leer na die Perse toe gestuur het. God se stad en tempel moग nie weer opgebou word nie. En dis hoekom hy ook vandag nog oral in die wêreld, ja in Amerika, Iran, Irak, Rusland, Oekraïne en ook hier in Suid-Afrika gevaarlik aktief is. Kerk mag geen toekoms hê nie. Die wêreld moet in chaos ondergaan. Maar broers en susters, daarom is hierdie gedeelte vir ons so belangrik. God wankel nie en hy bly getrou aan sy raadsplan, getrou aan sy waarheid. In hoofstuk 11 en 12 word met verstommende akkuraatheid 'n voelvlug oorsig gegee oor wat in die toekoms in die wêreld rondom Palestina sal gebeur. Ja, die Persiese ryk sal tot 'n val kom, waarna 'n magtige heerser sal opstaan, wat Alexander die Grote van die Griekse ryk sou wees. Ja, ook hy is aangevoer deur die duiwel, sy engel van Griekeland, waar hierdie man in linne moet teruggaan om dan te staan na die engel van Persië. Maar ook hy sal in toom gehou word deur God se engele. Niks gebeur buite God se raadsplan nie. En na sy dood sou die Griekse ryk dan in 4 verdeel word onder Alexander se generaals. Dis die betekenis van die luiperd met die 4 koppe as jy Daniël 7 gaan lees. Ja, die 4 afdelings sal uiteindelik 2 word, wat vandag Syrië en Egipte is. Steeds in oorlog gedompel. Hulle sal 105 jaar lank stryd voer en die Jode en Palestina sal tussen hulle vasgedruk wees in hierdie stryd. Koning sal met 'n spoed kom en gaan. Dit alles word vir ons opgesom in hoofstuk 11 en 12. Ja, lank voordat enigiets gebeur het die Here dit met detail en akkuraatheid vir Daniël gesê. En ons kan vandag terugkyk en sien dat die besonderse meisie byvoorbeeld, waarvan daar in hoofstuk 11 vers 17 gepraat word, wat deur 'n koning aan 'n ander koning gegee is om meer te trou. Die koning van die noorde het 'n meisie gegee aan die koning van die suide om 'n band te sluit. En daardie meisie was Kleopatra. Ons kan die geskiedenis nagaan en sien wie elke koning was, waar hulle tente opgeslaan het, selfs wie die belastinggader was wat deur 'n koning Sedekias 4 aangestel is, soos geprofeteer word in vers 20. Alles het presies net so gebeur soos dit geprofeteer is. Want God bly getrou aan sy raadsplan. Ja, ons kan net sê die inhoud van die Bybel kom waarlik van God af. Daarby bevestig Daniël 11 en 12 hoe wêreldgebeure en die toekoms van die aarde in God se hand is. Net soos wat die geskiedenis van hoofstuk 11 in detail vervul is, sal dit wat nog vir ons in die toekoms lê, ook in detail vervul word. God se woord is 'n rotsvaste fondament wat nie wankel nie. Maar broers en susters, het julle gesien waar alles begin het? Begin by Daniël se gebed. Vers 12. Ek het na jou toe gekom in antwoord op jou gebed. Dikwels voel ons, ag, waarom sal ek bid? Waarom sal ek my vermoei met gebed? Ek kan in elk geval nie antwoorde sien nie. Broers en susters, die Here hoor. Daniël 10 leer vir ons, die Here hoor en antwoord. Ja, demoniese magte probeer dikwels om die antwoord te blokkeer, ja, maar hulle kan nie, want God is soewerein. Ja, dikwels verloop daar tyd, in Daniël se geval 21 dae, maar van die eerste oomblik af dat Daniël hom verootmoedig en gebid het, het God sy gebed verhoor en gehoor.
In antwoord op Daniël se gebed het die Here die hemel in beweging gebring. In antwoord op Daniël se gebed het die Here dadelik hierdie man in linne met die antwoord na Daniël toe gestuur. Maar daar kom nie net in die hemel beweging wanneer 'n gelowige bid nie. Die hel kom ook in beroering. Ja, sonder dat hy daarvan bewus was, was Daniël betrokke in hierdie geestelike oorlogvoering. Daardie 21 dae was 'n tyd van geestelike oorlog, wat die antwoord op sy gebed geblokkeer het. Maar Daniël was daarvan salig onbewus. Hy het maar net gebid. Ja, al wat hy wou doen, was bid. En hy het aanhou bid. Onbewustelik het sy gebed deel geword in 'n kosmiese stryd. Broers en susters, as ons aanhoudend bid, is ons gebed 'n magtige wapen in die stryd teen die bose, die duiwelse magte. Ons sê baie keer, al wat ons nog kan doen is om te bid. Maar dit is genoeg, want ons bid tot die almagtige God wat hemel en aarde geskape het, deur net te spreek. Ons bid tot die enigste lewende God, die almagtige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die dood oorwin het, wat opgevaar het na die hemel, toe met die krag van sy opstanding in hemelvaart, waar Michael en sy engele, 'n derde van die Satan met sy engele uit die hemel uitgegooi het. Daarvan het ons gelees in Openbaring 12. As ons dan bid, hoef ons oor die res nie meer bekommerd te wees nie. Dit word vir ons gedoen, selfs deur God se engele. Ja, agter die skerms beveg hulle dan die oorwinning vir ons. Christus wat opgevaar het na die hemel en na die regterhand van die Vader sit. Hy regeer. Hy hou alles in toom. Hy is ons koning. En as ons dit glo, dan sal dit 'n uitwerking op ons lewens hê, op ons gedrag, op ons lewe van elke dag, op die manier hoe ons praat, op die manier hoe ons oor dinge dink, oor hoe ons die toekoms in hierdie chaotiese wêreld sien. Ons hoef nooit te wanhoop nie. Ons bid nie te vergeefs nie. Ja, al sien ons ook niks gebeur nie. Mag en moet ons glo dat Christus vanaf sy troon in die hemel, waar hy alreeds as die oorwinnaar sit, aanhou stry met inskakeling van sy hele engele mag. En hy gebruik dit alles, waar die finale oorwinning sal kom met sy wederkoms. Ja, ons lees in 1 Korintiërs 15, alle heerskappy en alle gesag en mag, hy vernietig, waar ons dan vir ewig saam met God sal wees op die nuwe hemel, nuwe aarde. Ja, na daardie dag sien ons uit, en dit is aan die kom, want dit staan vas in God se raadsplan, dit staan vas in die boek van die waarheid. Broers en susters, mag die Here vir ons die oë gee om agter die sigbare dinge die ongesiene hand van sy voorsienigheid raak te sien. Mag hy vir ons 'n biddende gees gee. Mag hy vir ons standvastigheid gee in 'n tyd van verwarring. En mag hy vir ons die vrede gee wat alle verstand te bowe gaan, omdat ons weet, God se raadsplan staan vas. Ons is nooit alleen nie, want Jesus Christus regeer. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is,
Here, daar is so baie dinge wat ons nie verstaan nie. Dinge wat rondom ons gebeur, wat in die wêreld gebeur. Ja, Here, dit lyk vir ons na chaos. Maar tog word ons vandag getroos uit die woord om te weet, dit is nie maar 'n willekeurige chaos nie. Nee, dit word alles in toom gehou deur U. Ja, U wat regeer. U wat alles stuur en bewerk en gereed maak vir die Seun Jesus Christus om op die wolke te verskyn. Ja, Here, niks of niemand kan hom roer as dit nie U wil is nie. Daarom weet ons ook, as ons so na die media kyk, as ons gerugte van oorlog hoor, as ons sien wat gebeur, met die ekonomie gebeur, korrupsie, lieg en bedrieg, ja, alles wat so sleg is, wat in die wêreld en in ons land gebeur, dan mag ons weet, selfs daar is U ook in beheer. U hou alles in toom. En elke ding sal gebeur as U die tyd daarvoor bepaal, nie vroeër of later nie. Want dit staan vas in U raadsplan. Nou Here, daarom kan ons maar net op ons knieë gaan en bid, dat in ons bekommernisse, dat ons dit aan U sal opdra. Ja, U is in elk geval bewus daarvan. Ja, as ons worstel met ons eie beproewinge, dis alleen maar na U sal gaan. Wat ons weer eens vandag daarvan verseker is, dat U ons hoor. Maar Here, ons vra dan dat U vir ons lankmoedig sal maak, terwyl ons wag vir die uitkoms wat U op U tyd sal gee. Want U tyd is altyd die beste. En is baie keer nie op die manier wat ons gedink het nie. Maar laat ons dan daarin berus. Want o Here, U sien die volle prentjie. U sien ook wat agter die skerms aan die gang is. Dit wat ons nie kan sien nie. En daarom gee U op U manier, op U tyd, vir ons uitkoms. Laat ons altyd besef dat dit die beste is vir ons. Want U laat alles ten goeie meewerk vir die wat U liefhet. Dis ook 'n belofte in U woord. Here, daarom vra ons dat U ons sal vashou in ons stryd teen die bose geeste in die lig. Die vir ons wysheid sal gee, wysheid om U te ken. Dat U vir ons volharding in die geloof sal gee, ja, dat ons staande sal bly, staande tot die einde toe. Maar Here, ons kan dit alles sien hoe U raadsplan besig is om uitgevoer te word. Soos dit vir ons in Openbaring ook geteken staan. Ja, ons sien elke dag hoe U Seun nader is aan sy wederkoms. Daarom bid ons al hierdie dinge alleen maar in die naam van U Seun, ons Verlosser, Jesus Christus. En ons bid, kom Here Jesus, kom gou. Amen. Na die afdra van die liefdegawe, sing ons saam uit Psalm 48, verse 1 en 4. Amen.
je harte tot die Here en gaan hier week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemôre broers en susters. Die volgende afkondigings. Geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar. Die 27ste Tanya Pretorius, 28ste Adelaide Jager, 1 Mei Meanay van Jaarsveld, en die 2 Mei Chart Creer. Baie geluk aan al hierdie lidmate. Mag die Here sy seën en hand vir nog baie jare oor julle hou. Dan troos vir Dirk en Dominique, waar Dirk se jonger broer oorlede is. En dit is nou 2 geliefdes in basies 2 weke se tyd. So baie sterkte vir julle. En ons weet, die Here sal julle deur sy krag en deur sy gees vertroos. Dan is ons dankbaar dat Daan Du Plessis ook tuis is nadat hy in die hospitaal was. Ons 'n groot skrik gegee het, maar ons is dankbaar daarvoor. En dan ook Denise Reyneke, die vrou van Joe, wat ons verlede Sondag afgekondig het, wat in die hospitaal was. Ons is dankbaar dat sy ook tuis is en herstel. Daar is nie katekisasie of Bybelstudie volgende nie, ook die volgende Sondag nie, as gevolg van die lang naweke. En dit lyk vir my, ek dink net ek moet dit daarin by sê. Dit voel vir my of hier 'n bose gees vandag los was hier. Want eerstens was dit probleme met die tegnologie, wat ons gesukkel het om alles daar aan die gang te kry. En toe verloor ek my plek, maar ek het hom nie verloor nie, dit was die snaakste. Ek het presies geweet waar ek is, maar as ek wou sê, dan maak dit nie vir my sin nie. En ek dink Abel, wat 'n Afrikaans onderwyser vir baie jare was, sal my daar bystaan. Al hoekom ek dit nie kon verstaan nie, is omdat die klem op verkeerde woord gesit het. Toe maak dit nie vir my sin nie. Maar lekker week vir julle elkeen. Goed gaan. Liewe mensies, ek sal julle nou ontmoet.